Kyk, vir my is dit die belangrikste, wanneer mense 'n boek in die Bybel bestudeer, is dit belangrik dat jy kyk na die rede vir die boek. Saul skryf vir Timoteus as 'n jong leier, en hy skryf die doel vir Timoteus, hoe om leiding te neem, hoe om dit te beheer en die hele administrasie daar. Openbaring is geskryf met 'n doel en die meeste mense mis hierdie doel. Kom ons lees Openbaring 1 vers 5 tot 7. Maar ek gaan hom eers net lees. Een van Jesua, okay? Die gesalfde een, die betroubare getuie, die eerstgeborene uit die dood en die heerser oor die konings van die aarde. Hy wat ons liefhet. Jy weet, ons van ons sondes losgemaak het deur sy bloed en ons 'n koninkryk van priesters gemaak het vir God, sy Vader. Aan hom die eer, lof, grootheid en die heerskappy vir tydlose ewigheid. Dit is waar. Let op, hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom weersteek het, en al die families van die aarde sal oor hom rou. Ja, dit is waar. Let op dat in die doel van die boek Openbaring word die wederkoms van Jesua die laaste genoem. Daar is dus 'n wankonsep om te dink dat Openbaring alles te doen het met wat gebeur nadat Jesua gekom het, en vir ons verduidelik wat die ewigheid is nadat Jesua gekom het. Die laaste rede vir die doel wat hy skryf, is die wederkoms van Jesua. Nou, in eerste plek sê hy in vers 5, dat hy vergifnis van ons sonde gewerk het. Verlossing, is die eerste plek. In vers 6, ons is priesters in sy koninkryk, om net hom te dien. Tweede rede, aan hom eer te bring. En dan sê hy in vers 6 aan die einde, aan hom behoort al die heerlikheid, al die eer, lof en aanbidding. Ons aanbidding is net vir hom. En dis vir die Vader waarvan hy praat. Vers 7. Kyk, hy kom, Jesua kom aan die einde op die wolke. Die doel en volgorde gaan oor ons verlossing. Ons is priesters in die koninkryk, ons bring eer aan God en Jesua kom weer. En dis die volgorde, en dit is die som van die rede vir Openbaring. Dit gaan alles oor die woordkerk. Dis wat kerk beteken en dis hulle wat uitgehaal. So dit gaan oor die konsep van hulle wat uitgehaal is en hulle lewe vorm. En dis ook om ek sê dis 'n 5 minute lewe. Dis Openbaring. Dis die boodskap. Dis die 3 punte. Dis die boodskap van Openbaring. Nou het ons gegaan en 'n stap verder gegaan wat nêrens genoem word hier aan die begin, wat hy as rede gee vir die boodskap. En dit is beyond die wederkoms. Dis 'n mindshift, dit is 'n totale verandering van denke wat ons moet deurgaan dat ja, hy noem sekere goed wat is na die tyd. Ja, hy noem sekere goed wat moet gebeur om vir ons versekering te gee, om te weet wat Satan se toekoms is, sodat ons in volle vrede kan weet wat is die toekoms. So daar's 'n paar dinge wat genoem word, maar dis nie die detail, dis nie die beskrywing. Die beskrywings wat plaas voor die wederkoms. Nou net soos jy kom van die tempel, wat klaar gebou was voordat Jesua gekom het, wat die ouens nou die Ou Testament is 'n profesie en Jesua se wederkoms probeer doen, en dat voordat hy kom weer 'n tempel gebou word, terwyl dit verwys na Jesua se koms voordat hy die eerste keer gekom het. Op dieselfde manier gooi die ouens die tyd nou rond en vat hulle dit na die wederkoms in plaas van nou af tot by die wederkoms. En dan gaan ons weer eens, ons spring reg na die einde toe, hoofstuk 19, en dan gaan ons dit net beskryf en bedryf. Maar nou is hy besig
om in die indeling van Openbaring met iets anders te begin. Wat was die eerste ding? Ons verlossing, ons priesterskap, dit waarvoor ons aangestel is hier op aarde, en eer en lof aanvaar. Nou gebruik hy 7 gemeentes, Hoofstuk 2 en 3. Nou gebruik hy 7 gemeentes om vir ons te wys hoe ons dit moet doen en hoekom hy nie tevrede is. Met wat? Die heilige. Ons verlossing, ons priesterskap, eer aan hom te bring en dan die wederkoms, wat in elke een van hulle genoem word. Want in elke een van hierdie 7, van die 7 gemeentes, is die introduction, is die inleiding van die 7 siklusse wat beskryf word in Openbaring. En elke een van hulle verduidelik vir ons verlossing, priesterskap, eer en lof aan hom, en die wederkoms, hy wat volhard tot die einde sal gered word. Die einde van elke een van die 7. Die einde van elkeen eindig by die wederkoms. Die einde van elkeen eindig eintlik by die resultaat van die wederkoms, naamlik die beloning wat dit sal kry. So die vloei, die stap van die hele Openbaring se leringe lê daar. Nou wanneer ons nou kyk na die gemeentes, dan kan ons dit gou sien. Die eerste een byvoorbeeld, Hoofstuk 2. Die gemeente van Efese. Wie praat? Ander woorde, nou kyk ons met ander woorde, wie praat hierso? Wie moet jy soms om te praat? Die hoof van die kerk. En die een wat die afgesonderd is, beskerm en bewaar. Dis die een wat praat. Nou kyk ons na die lofprysing wat hy vir hulle gee. Met ander woorde, in julle verlossing, die lewe daarvan, dat julle moet priesters wees oor julle lewe, en dat julle eer en lof aan God moet bring, hierdie taak wat hulle gekry het, gee hy vir hulle waarmee hy daarin tevrede was. Met ander woorde, die dinge wat ek en jy moet doen. So hy sê vir ons waarmee hy tevrede is, dat ek en jy weet wat om te doen. Want dis mos waarmee hy tevrede is. In die eerste plek en in al die gemeentes gee hy eers vir hulle waarmee hy tevrede is. En nou gee hy vir hulle waarmee hy tevrede is. Hulle goeie werke. Hy is tevrede daarmee dat hulle goeie werke doen. Hulle werk hard. Hulle byt vas. Hulle volharding. Al hierdie goed is lofprysing aan hom. Die feit dat hulle die bose haat. Dit mense sê jy moet almal lief hê en jy moet vag wees. Kom ons meet dit aan God se standaard. Hy sê haat die bose. Hy is tevrede met hierdie ouens, omdat hulle you hate evil, omdat hulle die bose haat. Hulle toets die geeste. Al hierdie goed is dit wat Vader wil hê, ek en jy moet doen in daardie aspekte van ons lewe. Hulle volhard in en they endure hardship. Dit beteken hulle volhard wanneer daar stryd en teenstand en toetsing is. Hulle gee nie op nie. Hulle volhard in 'n toetsing en hulle haat die Nicolaitans. Die Nicolaitans is 'n interessante groep wat in die eerste plek seksuele dade binne die gemeente dryf ensovoorts. En al hierdie goedes. Hierdie ouens se leer wat verkeerd was, het hulle gehaat. Hulle het nie die ouens toegelaat nie, hulle het hulle nie aanvaar nie, hulle het hulle gehaat. Is totaal teenoor die moderne lering van ons moet hulle lief wees. Hulle probeer op. Hulle probeer baie sterk om help te gaan. Maar dan sê hy behalwe die lofprysing, so gee hy 'n rebuke. Nou wys hy vir hulle hoe hulle nie lof en eer aan God gebring het nie. In die eerste plek het hulle eerste liefde verlaat. Er was verskillende leringe oor hierdie stelling. Dit is eintlik almal mooi. Al die leringe oor hierdie stelling is baie mooi en ek kan nou alles goed leer.
hierdie eerste liefde wat hier genoem word, so tussen hakies, in 'n korrekte idioom beteken dit ook die nagmaal, of die eerste liefde is daar die eerste liefdesmaal. Nie liefde nie, maar liefdesmaal. So in dit byvoorbeeld kan dit as lering gebruik word, maar die eerste liefde waarvan hy ook praat, is die feit dat die Vader alleen geëer moet word, Yeshua erken moet word as koning, en daardie eerste liefde van ons verlossing, weer eens die drie dinge, het hulle vergeet. So hulle priesterskap is sleg. Hulle is nie priesters nie, Ja. want hulle het nie daardie skakel met die eersteling nie. Ja. Hulle verlossing, want hulle die eerste liefde waardeur hulle verlos is, verloon, en hulle bring nie eer en lof aan God nie. So die taak wat opgelê is in Openbaring 1 weerspreek hulle. In die tweede plek sê hy vir hulle, bekeer julle of word vernietig. Repent of word destroy. Bekeer julle of julle sal vernietig word. So hy spreek hulle sterk aan. En dan, saam met dit, kom die belofte. Die belofte is nou by die wederkoms. Ja. Die beloftes is die laaste stap. Niks daarna nie. Eet van die boom van lewe in die paradys. Nou, wanneer ons dit sien, dan kan ons sien dat dit het te doen met die wederkoms. Voor of na. Ons sal net nou sien wanneer ons kyk na Openbaring 19 dat ons reeds die vrug van die boom van lewe kan smaak. Volledig in sy ewige vorm na die tyd. Maar dit begin nou reeds. Wanneer begin die ewige lewe? Die oomblik wanneer jy Yeshua as lewe in jou lewe ontvang. Ek het gekom dat jy lewe kan hê. Ek het reeds die ewige lewe. So hierdie ding is nie vir een dag en na die wederkoms en wat ook al. Ons alles het ons soontoe gevat. En so ons baie duidelik, nee, dit is nie so. Ek gaan ook net die tweede gemeente by ons kan nou eintlik almal gaan kyk, dit is baie interessante indelings. Maar dit gaan op dieselfde patroon wees. Tweede gemeente is presies dieselfde. Kom ons kyk na Smyrna. Daar's net een verskil. Smyrna het nie een enkele rebuke nie. Hierdie gemeente het niks wat hy sleg van hulle sê. Hoekom nie? Kom ons kyk na dit wat hy van hulle sê. Wie sê hy, wie praat? Met ander woorde, hy identifiseer homself as die eerste en die laaste en die een wat opgestaan het uit die dood. Aan oor die een wat lewe. Nou sê hy hulle lofprysing. Hulle het die regte prioriteit. Eerste ding wat hy vir hulle sê, hulle die regte prioriteit. Kyk mooi na daai dinge wat ons sê. Hy sê presies dit wat noodsaaklik was vir my en jou om te leef. Hulle prioriteite was reg. Hulle word sleg gesê. Hulle word geskinder oor hulle. Hulle word sleg gesê. Wat beteken, hulle word ten spyte van Vader se liefde, word hulle verwerp deur die mense rondom hulle. Wat beteken hulle lewe is reg? So hulle word goed gepraat, omdat hulle sleg gesê word en beskinder word. In derde plek het hulle vervolging, maar hulle sal die kroon van lewe ontvang. Ons is alweer by die lewe. Maar hier is 'n belofte van die kroon van lewe na die wederkoms. En dis die kroon van lewe. Daarom word hy so genoem. Kyk ons na die belofte wat aan hulle gemaak het, staan daar, julle sal nie seer kry deur die tweede dood. So die tweede dood is nie op julle van toepassing. Almal gaan daardie een dood sterf, maar die tweede dood is nie op julle van toepassing. En dit is die geestelike dood. Maar die opstanding is geen deel daarvan. En so sien ons dieselfde probleem regdeur. Ek wil net een noem wat 'n bewys is dat dit nie altyd in die wederkoms is nie. Kyk gou na Thyatira se volgende een.
Wat is Thyatira se belofte wat aan hulle gegee word? Dat hulle autoriteit oor die nasie sal neem. Nou wat is die doel daarvan dat hulle autoriteit oor die nasies neem as die nasies nie meer bestaan na die wederkoms? Die belofte is nie na die wederkoms. Okay. So daardie beloftes is beide vir na Jesua weerkom en voor dit. Nou in Openbaring 3 vers 21 staan die rede hoekom hierdie goed gegee kan word. Naamlik, Jesua het klaar oorwin. Engels sê hy is overcome. Dit is maar een van die mooiste liedjes. Omdat dit die lied is wat toe ons klaar is met ons werk in Tibet. Het Vader dit vir ons gegee. Dit vir ons hart. En sê, he has overcome. Nie jy nie, is niks anders nie. Hy sê, he has overcome. En ons het dit gesien. Al die stryd, al die aanvalle, he has overcome. Ons gaan na Psalm 139 toe. Psalm 139 vers 23 en 24. En dit is sy naam. Laaste 2 verse van my. Laaste 2 verse. Jy soek my, o God, ken my verstand, wil in die moes nie. Toets my. Ken my lewenswyse. En kyk of daar enige bose manier in my is. Dan sê hy, lei my op die ewige pad. So opsomming van presies dit wat ons net doen. Kyk my, toets my, kyk dat daar geen boosheid in my lewe is nie. En dan lei jy my in die ewige pad. Van nou af. Ons stap van nou af, na ja reeds van toe af, stap ons in die ewige pad. So, nou ja, hierdie is die standaarde en goedes. Ek het nou in my lering oor het ek 'n opsomming gemaak van al die goedes. Wie homself doen, wat Jesua is, al die goeie goeders, al die goed wat jy moet haat, al die goeders wat hy vir jou sê, hoe jy moet leef en wat jy moet doen. Met ander woorde, al die dinge wat goedgekeur word en al die goeders wat afgekeur. Nou, hierdie standaard, wat 2 bladsye vol goed is die standaard vir die bruid. Nothing less, nothing more. Dis die bruid. Met ander woorde mense, dit gaan oor, Openbaring gaan oor die voorbereiding vir die bruid totdat Jesua weer kom. En die enkele kere wanneer dit verwys na die wederkoms, is dit om die beloftes van die erfporsie en die goed weer te gee. Nou ja, nou wil ek gaan na Openbaring 4 vers 1. Ek wil julle maar dit mooi lees. Hier is nou die probleem waar die ouens nooit lees nie. Hier kom die goed verkeerd afgelei. Openbaring 4 vers 1 sê, wat hierna moet gebeur. Is julle met my? So nadat hy die openbaring gegee het van die gemeentes
hoe hulle moet leef en hoe ek en jy moet leef en wat ons moet doen, sê hy, wat hierna moet gebeur. Wanneer is dit? Dit wat moet gebeur nadat hy dit gesê, wat na hierdie dinge wat ek nou net vir jou sê, dit wat hierna moet gebeur, wanneer is dit? Dis van dat Johannes op Patmos gesit het, verby nou, totdat hy so weer kom. Dis nie wat hy vir hom gesê het is, dit wat hierna moet gebeur is na die wederkoms nie. Hoe van Johannes wat nou volg van Openbaring 4 af, sê, dis wat nou hierna volg. Hierna, while we're living. Ja, Dis mos wat hy vir Johannes gesê. Hy het gesê wat hierna volg. Met ander woorde, dit het 2000 jaar gelede begin. Dis die huidige lewe wat beskryf word in Openbaring. Saam met dit wat daarna gebeur, maar dit is glad nie die klem daarvan op die toekoms nie. Dit gaan oor wat nou gebeur. Dit dan noem my nou die diamante en die jaspers en die stukke wat nou elkeen 'n doel en 'n term het wat in die siegel genoem word en al die goed. Openbaring 4 vers 4. Weereens, die doel vir die openbaring is die kerk. Die kerk bestaan nie meer na Yeshua se wederkoms. Ons het die hele ding verdraai om Openbaring te vat as na die wederkoms. Openbaring se boodskap is vir ons voordat Yeshua weer kom, want daarna het ek en jy nie 'n boodskap nodig nie. Mense wil dit net insien. Hoekom wil hy vir ons verduidelik wat daar aangaan? Mense vra altyd vir my om goed uit te lê oor wat en wat gaan die wederkoms wees, hoe gaan die stad lyk, hoe gaan dit? Ek gee nie 'n ding is om nie. En mense het 'n Engelse storie daaroor omdat dit so voel, maar ek gee nie om nie. Ek gaan daar wees. Dan sal dit sien. I don't care. Wat maak dit saak as ons dit weet? Wat maak dit saak as ons skielik agterkom? Daar is nie 'n ding soos 'n goue stad Jerusalem nie. Want dit is baie duidelik in die skrif dat dit 'n metafoor is van hierdie bruidplek. Wat maak dit saak? As mense wat uitsien, die volheid van die kerk nie vir daai liedjies oor die goue straat. Ja, ek dink hulle ons wil praat van die goue straat en hoe wonder dit gaan wees. Dink net hoe groot gaan die surprise wees as hulle agterkom dat ons maar net op hierdie wêreld gaan leef. En ons gaan leef soos Adam en Eva veronderstel was om te leef. En weet jy wat? Jy gaan nog steeds die grond omsit. Want om die grond om te spit en te werk, was 'n opdrag voor die sondeval. Teken jou werk is nie 'n straf nie, so gaan maar terug aan werk. Dit is net so. Ja, ons los hulle werk, al hulle kinders uit die skool het gesit op die stoep en wag vir die wederkoms. Ja. Nee. Mense wat doen. Wel, hulle in Thessalonisense tyd al toen Saulus met hulle praat vir presies hulle doen dit tot vandag toe nog. Hulle gee vir hulle kinders Daar's ouens wat hulle ganse inkomste, al hulle beleggings, alles wat hulle het, onttrek en uittrek en goeders want die wederkoms gaan plaasvind soos gebruik nou ons gee vir die kerk. Ja. As ouens in Amerika wat mense aanhang, wat hierdie wederkoms sê, jy so kom nou, ons het hom nou weer gemis die 14 Oktober, maar in elk geval. Met al hierdie voorspellings so goed van die ouens, dit is so erg dat hierdie ouens alles verkoop, alles insit. Hierdie ouens is skatryk. Wat hulle doen as hulle dit verkoop het, wat hulle met die geld doen as jy dit Hulle gee dit vir die kerk, nee, hulle gee dit vir die okay. hulle gee dit vir die ou wat dit verkondig. Hoekom? Want hulle verstaan nie. Hierdie dinge in Openbaring is gegee vir ons
om uit te leef en te leef met alles wat ek het in myself, te lewe met God se volkome lewe, totdat hy weer kom. Dan praat hy, dis die doel van die volledige kerk. Maar een van die maniere om dit te sien, die 12 van die Ou en 12 van die Nuwe Testament, 3 x 4 is 12, wat 'n interessante konsep is. En die volheid van al die, uit die 4 rigtings, hulle is in wit aangetrek, krone op hulle kop gehad, wat die beloning was vir gehoorsaamheid. Dis die doel, dis die toekoms van die kerk. En dan het hy nou die prentjies van die leeu en die lam en al daai goeie mense, en daar's wonderlike betekenis daarvoor. Hoofstuk 4 vers 7, praat hy van wat? Die openbaring van God word in hierdie 4 visioene uitgebeeld. Hy is soos 'n leeu, krag, autoriteit, heerskappy, soos 'n os, hardwerking. Wat is die goed wat hy goed gepraat het in die gemeentes? Al hierdie. Soos 'n man, intelligensie en wat 'n keuse kan maak. En soos 'n arend, die vryheid, in staat om op te styg bo probleme ensovoorts. Hierdie is niks anders as die karaktertrekke van die kind van God en die manier hoe hy leef en autoriteit neem en hoe die kind van God kan leef volgens dit wat Vader wil hê hy moet leef. En wees nie, ja, dit is ander betekenisse ook, maar hierdie is die eerste betekenis. As groot uitleg in hierdie goeie, so ons gaan nou nie dit doen vanaand nie, ek praat oor die hoofkonsep. Hoofstuk 5 gaan aan met die visioen, wat dan sy hooftrek het in die 3 liedjies. Daar's 3 hymns, daar's 3 liedjies in hoofstuk 5, wat dan die sentrale deel daarvan is. Vers 9, vers 12 en vers 13, wat almal gesing word vir wie? Nou wel daar vir die lam, né? Interessant, en word gesing vir die lam. Nou het ek hier 'n vraag. Hoekom sal ons in die ewigheid in die hemel voor die troon vir die lam gaan sing, wanneer ons na die wederkoms op die nuut geskepte aarde onder sy heerskappy gaan wees? Wat soek ons daar? Sorry, ons gaan nie daar wees nie, dis 'n uitbeelding van dit wat ons nou doen. Ons is nou en moet nou besig wees om sy lof te versing. Hierdie hymns, hierdie liedere is wat ek en jy nou moet doen tot die lam, wat ons moet nou reeds. Hierdie goed gaan oor nou. As ons nie sin daarin, mense, om te sê, ons gaan nou eers daar op in die hemel, en nou gaan ons bo daar staan en ons gaan die lam besing, en dan gaan ons terugkom en dan gaan hy heers oor ons hier op die aarde. Ek moet nou sinneloos daar. So hoekom sien ons dan nou hier na die wederkoms in die hemel besig om lofprysing te sing? En hierdie is eintlik die oudstes en die ouderling, maar hulle is hulle wat heers hier op aarde. So jy kan sê, al hierdie dinge het in die siklusse waarin hy daarvan praat, te doen met dit wat ons nou reeds doen hier op aarde.